Goed, dan het die uittrek, hy gaan dalk gou raas. Vader, ons wil U loof en prys, ons sê vir U dankie vir U goedheid en U guns. Ons dankie dat U 'n Elohim is wat meer as genoeg het. Al die goud en silwer is U sin, die wêreld is U sin. Die vee op die 1000 heuwels is U sin. En alles wat ons het, is maar net aan ons geleen deur U. En daarom kan ons altyd ons oë oprig na U om vir U te vra vir guns, vir wysheid, vir insig, vir alles wat nodig is en alles wat U sê U sal vir ons gee in hierdie verbondsverhouding wat ons met U staan. Daarom vra ons ook vandag guns dat U die woord sal oopbreek sodat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê, wat U wil wys. En ons weet tye verander, seisoene verander en omstandighede, ampte verander, maar ons gebruik die lering vandag as 'n basis vir ons om te weet U is 'n goeie God, U wil voorsien aan ons in Jaswa se naam. U gee meer sin. Ons prys U daarvoor. Amen. Goed. 1 Konings 7 vers 1. Maar aan sy huis het Salomo 13 jaar gebou en die hele huis voltooi. Nou ek weet, daai ouens in daai tyd het ander boutegnieke gehad, ander maniere van dinge doen, maar ek dink as jy 13 jaar vat om 'n huis te bou, dan is dit 'n redelike groot huis. Veral as jy nou nog 'n koning is en jy het alle manskappe tot jou beskikking om te help bou. So jy gaan nie een ou bou nie, jy gaan 1000 ouens bou aan jou huis. So hy het 'n redelike huis dan moes hê, sou ek sê. So toe ek 'n bietjie studie gaan doen om te kyk hoe hierdie man se huis gelyk. En ja, jy sal seker verdwaal daarin as jy nie weet waar jy gaan nie, maar kom ons kyk. Hy het naamlik die huis van Libanon bos gebou, 100 el in sy lengte, 50 el sy breedte en 30 el in sy hoogte, op 4 rye siderpilare en sederbalke op die pilare. Nou, vir ons verstaan ons nie altyd elle nie, so ek het hom gaan uitwerk. 1 el is 1.143 meter, dit hang af mense el of engele el, so daar's verskillende groottes. So sy huis se lengte was 114 meter, 57 meter breed en 34.5 meter hoog. Dis 'n huis. Nou as jy nie mooi afstand kan sien en bepaal nie, die grond waarop ons is, die hele erf, was 'n huis se grootte. So van hoek tot hoek, dit is hoe groot sy hele huis was. Kyk, so amper 'n hektaar was die grootte van 'n rugbyveld. Vir makliker ouens om te verstaan. So groot was sy hele huis gewees. Goed. Vers 3. En dit was van bo oordek met sederhout op die verdiepings wat rus op die pilare, 45 bovertrekke, 15 in 'n ry. En daar was 3 rye vensters van latwerk en oop vensters teenoor oop vensters, 3 maal vir ventilasie, sodat die wind deur sy huis kan beweeg. So as jy wil bou, kan jy maar 'n bietjie gaan kyk hoe hierdie manne gebou het. En al die deure met die vensters was vierkantig van houtwerk en vensters was teenoor vensters 3 maal. En die pilare voorhuis het hy gemaak 50 el in sy lengte en 30 el in sy breedte, met 'n voorportaal daarvoor, naamlik pilare en 'n dak daarvoor. So dit is die voorhuis. Want die huis is sy grootte. Na sy huis het hy nog 'n plek gebou vir die raadsaal waar hy die hofsaake gehou het. En voor dit het hy nog pilare van die voorhuis gebou. So die grootte van sy huis was baie groter as die stukkie grond. Verder het hy die troonsaal gemaak waar hy reg gespreek het, die regsaal, en dit was bedek met sederhout van vloer tot vloer. Ook sy huis waar hy gewoon het in die ander voorhof van die saal binnekant toe, was van dieselfde maaksel, en hy het vir die dogter van Farao, wat Salomo geneem het, 'n huis gemaak soos hierdie saal. En dit het toe nou my aandag ook bietjie getrek. Hoekom kry Farao se dogter, met ander woorde Salomo se vrou,
Julle sal nou sien hoe groot was haar huis versus die ander 700 vrouens. Nou vra my die vraag hoekom? Die gedagtegang, die aanname is omdat dit sy eerste vrou was. En die eerste vrou het voorkeur oor al die ander vrouens. En die woord sê nie dit was sy eerste vrou. Okay, die woord sê dit nie, maar die woord praat die meeste van daai vrou van hom. Goed. Daar is 'n illustrasie, die boonste gedeelte is waar die tempel van Jahwe was. Dan was dit Salomo se huis gewees. En dan was daar die koord gewees, daai gedeelte buite, daai huis is net hierdie grootte, né? Dan was daar nou nog die koord en dan was daar nou die Hall of Pillars en sy throne hall. So dit was 'n enorme groot plek wat hierdie man gebou het. So hy moes finansies gehad het om dit te bou. Hy was die koning, ja, maar dit maak nie 'n verskil aan die saak nie. God het hom geseën met wysheid. En daarom sê hy, ek gee aan julle wysheid om rykdom te verwerwe. So baie keer kom ons as gelowiges en ons wil net die rykdom hê, maar Vader sê, ek gee jy die verstand om dit te gaan haal. Ek gee jy die verstand om besigheid te doen. Ek gee jy die verstand om geld te maak. En baie keer ons as gelowiges, ongelukkig, as ek nou mag rassisties klink, ons boere is te bang om geld te maak. Ons is te bang om besighede te begin. Want ons is gesê deur ons ouers en hulle ouers en hulle ouers, werk vir die regering. Dan het jy sekuriteit, jy het 'n huis en jy het 'n pensioen. Ja, julle kan maar self besluit of dit waar praat of nie. Ons is nooit aangemoedig om besighede te begin. Kyk na al die ander ouens, die Grieke, die Portugese en daai ouens, hoe gaan hulle vooruit? Hoekom? Hulle doen besigheid. Ons is nou gedwing om besigheid te begin doen as gevolg van 'n ander klimaat in die land. Goed. Wie was Salomo se eerste vrou? Die woord sê nie spesifiek nie, dit wil egter voorkom of dit die dogter van die Egiptiese farao kon wees. 1 Konings 3:1 Salomo het hom verswaar met farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik die dogter van farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van Jahwe en die muur van Jerusalem rondom klaar was. So daarom lyk dit sy eerste vrou. Hy het haar ingebring, hulle het in die Dawidstad gebly, totdat hy alles klaar gebou het, vader se huis en die huis vir sy vrou en die raadsale, en toe het hy eers haar oorgetrek na die huis toe. As jy kyk, is hier 'n illustrasietjie van die huis. Okay? Hierso is die tempel. Dan sien ons, hierso is die gedeelte met die raadsale, en daar is sy huis, en dan was sy plek nog daarvoor. Kyk, dis bietjie 'n redelike groot area wat sy huis was. Daar's hy, daar kan jy hom beter sien. Ja. Goed. So hy het 'n pretty penny en 2 gehad om dit te kon doen. En hy het baie manskappe gehad natuurlik wat hom kon help, want sou hy nou nog gebou het, is alleen gebou. Goed, wie weet wat Salomo se daaglikse spyskaart benodighede was? Baie ja. Okay, hy het baie gehad wat geëet het, maar dis nou besides the point. Wat hy probeer wys is, die man, God het hom geseën. God het hom geseën en hy was 'n seën vir ander. Het ons nie laasweek gekyk, ek en jy het die erfenis van Abraham nie. So ons moet soveel hê dat ons 'n seën is vir ander, finansiëel ook, nie net ander gebiede nie. Die ding is, wanneer ons sê nie finansies nie, dan bring jy vloek oor jouself. Wanneer jy sê God hoef my nie geld te gee nie, vervloek jy jouself. Okay, so ons moet daai in gedagte hou. 1 Konings 4:22 en Salomo se voedsel vir een dag 30 gommer fynmeel, 60 kormeel. Nou ons verstaan nie daai terme nie, so ek het dit toe nou gaan oopmaak sodat ons dit kan verstaan. 1 kor is ongeveer 220 liter. So hy het 6600 liter fynmeel en 13200 liter meel gehad.
Julle weet julle baie is dit. Weet julle hoe baie is dit? Is hierdie groot watertanks wat hier buite staan, 2 van hulle vol fynmeel en amper 4 van hulle vol meel. 'n dag se ete. Okay. Dis nie vir die hele volkie, dis vir sy huis. Ja, die vrouens het gewerk, ja. Dit was nie een wat die kos gemaak het nie. 1 Konings 4:23, 10 vetgemaakte beeste en 20 veldbeeste wat bietjie maardig is. Party seker gehou van vet en party nie. 100 stukke klein vee, behalwe die takbokke, die gemsbokke, die gestippelde takbokke en die vetgemaakte ganse. Okay, so hulle het elke dag goed geëet. Hy was wel die koning, tog moet jy 'n paar shekels hê om dit te kan bekostig. Ek het hom nou uitgewerk, finansiëel. 6.600 liter fynmeel is R85.800. 13.200 liter, ek het dieselfde prys gevat van die meel, is R171.600. 30 beeste, baie goeie prysie, 10.000 'n bees, is R300.000. 100 kleinvee is R200.000. Totale koste wat Salomo vandag sou betaal om sy huishouding aan die gang te hou, is R757.400 per dag. Nie per jaar nie. Ek het hom nie as jaar toe gevat nie, want dis al klaar hoog. Okay. Ons weet nie presies hoeveel hulle was nie. As ons net kyk na sy vrouens en byvrouens, dan was hulle so amper 1000. Ja. So dan is dit nog, elkeen het dalk 'n kind of 3 gehad, so dit raak nou meer, en dan dink ek kan dit nie die woord uit bewys nie, maar hierdie mense wat die huishouding gedoen het, dink ek wat het saam daar gebly. Ja, ek dink hulle was deel van die huis, hulle het saam geëet, want hulle het die kos gemaak en skoon gemaak en al. Ja, ek glo nie sy vrouens het die werk gedoen. Ja, want al sy vrouens was van die edelstande, behalwe die enetjie. Almal was van die edelstande gewees. So hulle sou nie sit en werk as ek in my pa se paleis nie gewerk het. So hulle was soos koninginne hanteer en bedien die hele tyd. Dis kom hulle so baie. Hulle het hier die vate wyn opgesit en druiwesap nie. Okay, maar dit is interessant. Ja, dan was daar nog kuiermense en dan dink ek het hulle die druiwes gaan haal en al die lekker goed. Jy gaan nog daar by die skrif kom waar hy hier is, die bys nie vir kap verstaan. Dat die kop op sy kap. Ja. Ja, dit is waar, as jy gaan kyk, soos wat broer Max sê, daar is 'n gedeelte waar net die ouens wat in die quarries gaan werk het om die klippe te kap, waarmee hulle bou 1000 maak. So, dan was daar nog man wat die kant gebou het. So, ek bedoel, ja, dit was 'n groot oefening, as ons dit so kan hê. Kom ons kyk nou na 'n paar verse, ons lees 'n paar verse saam uit die woord uit aangaande finansies en dan die bestuur daarvan. Want Vader wys ons ook hoe. Eerstens, wat sê Vader aangaande skuld? Kyk. Spreuke 22:7. Die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Soos jy by iemand persoonlik gaan finansies leen of 'n kar leen, whatever jy leen, jy is daai ou se slaaf. En daai ou het in die geestelike alle mag om oor jou te heers. Want dit staan in die woord. Hy is die ryke, jy is die arme. Jy gaan leen by hom, hy heers oor jou. En as jy dan nou leen by hom, dan is jy sy slaaf. Totdat jy teruggegee het wat jy geleen het. Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. So God sê, jy moet niemand 'n penny skuld nie, jy moet niemand 'n broodjie skuld nie, jy moet niemand 'n liter petrol skuld nie, jy moet niemand enige iets skuld nie. Want sodra jy iemand iets skuld,
is jy sy slaaf. En ons is vrygemaak. Ons moenie slawe wees nie. So dit beteken jy moenie skuld. Vader sal vir jou genoeg gee, laat jy niemand iets skuld. En ek weet, dis nie altyd moontlik nie. Ek gee nou maar kort getuienis en dit gaan glad nie oor ons nie, dit gaan oor wie Vader is. Ons het baie jaar terug besluit om geen skuld te hê en ons het geen skuld nie. Die ou selfoonkontrakkies wil ek eintlik ook kanselleer want ek sien dit as skuld. Ons het geen skuld nie. Vader het ons in die jare so geseën dat ons laaste 2 eiendomme kontant kon koop. Okay? So mense kan dit doen. Jy kan dit doen. Dis binne ons vermoë. Jy kan dit dalk nie doen as jy 18 is en uit die skool uitkom. Maar as jy daarna begin werk en Vader seën jou en jy bestuur goed reg, dan sal Vader jou seën. Meer is genoeg. Meer is genoeg. Ons moet net wysheid aan die dag lê. As jy daai ding nou wil hê en jy moet skuld maak, los hom want jy het hom nie nodig nie. Jy het hom nie nodig nie. Glad nie. Vader sê jy geld vir my om ontvang te koop. Dit glo ek vas. En dis ons beginsel hoe ons werk. Of dit 'n kar is of dit 'n huis is, maak nie saak. Maak nie saak. Want sodra jy slaaf is vir iets in die geestelike realm, kan hulle jou begin bind, jou begin vashou want jy skuld het. Okay, hou dit in gedagte. En baie van ons, meeste van ons dalk, sit nou in 'n skuldsituasie. Moet nou nie voel ek is gedoem en voordoen nie. Dit beteken net Vader gee my wysheid. Ek wil hieruit. Ek wil hierdie uit. Ek wil vry wees. En as jy vry is, asseblief moenie weer terug. Moenie weer terug. Okay. Ja, ek wil nie nou oor daai finansiële goed praat nie. Daar is sekere konsepte wat jy kan gebruik. Aan die ander woorde, as ek 'n huis koop en ek het reeds 'n huis en ek koop hom op skuld en ek kry huurders om hom te betaal, dan betaal jy nou jou eiendom vinnig af. So daar's klomp tegnieke wat jy kan gebruik, maar laat die Gees jou net lei. Finansiële verantwoordelikheid, wat sê die woord vir ons daaroor, want ons almal het finansiële verantwoordelikheid. 1 Timoteus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en hy slegter as 'n hond. Hy slegter as 'n ongeloof. So dit beteken, en hier is ons mans gewoonlik skuldig. Mans is die broodwinner, al werk jou vrou en jy nie. Die man is die broodwinner volgens skrif. Die man is daarom verantwoordelik vir die finansies. Al kry jou vrou meer finansies as jy, dit maak nie saak nie, jy as man is nog steeds die broodwinner. En jy is verantwoordelik oor die finansies. En aanspreeklik vir dinge wat verkeerd gaan. So daarom wat baie mans verkeerd doen, is hulle hou hulle vrouens vas en gee nie vir hulle finansies nie. Elke huishouding werk anders. Ek het al huishoudings gekry waar die man het sy eie geld, die vrou het sy eie geld, en dis elke ou se eie saak. Julle moet by Vader hoor hoe julle dit moet doen. Met ander woorde, ek het myne, jy joune, en dan het ons 'n kitty en dis ons. Okay. Elke ou doen hom soos wat die Gees jou lei. Maar as ons kyk na die geestelike kant daarvan, is die man die hoof van die huis, die man is die broodwinner, die man is die een wat die finansies hanteer. En as die man sy vrou verwaarloos met finansies, die man argument onthaal was hy rondgaan in die dorp, koop hy vir hom koeldrank en hy eet uit en hy nooi 'n pel vir dit en vir dat, maar sy vrou kry nie 'n sent nie. Wanneer groceries gekoop word, koop sy haar higieniese goedjies, sy kry niks nie. Dan maak jy 'n gees van armoede in jou huis los. 'n Armoede gees gaan oor jou huis kom, as jy dit so bestuur. So wees bewus van daardie aspek. As jy as hoof van die huis alles net vir jou vrou gee, is die orde van God nie daar nie en jy gaan ook nie geseën word. Want nou beheer die vrou jou huis en nie jy jou huis nie. Dis baie belangrik, God se orde is krities. Maar hierdie geval is wanneer jy in jou huis as man of as vrou in die huis vir mense buite onthaal en vir mense buite geldjie gee en vir mense buite uitvat vir koffie, maar jou eie huis ly skade, dan sê die woord, jy is slegter as 'n hond. Jy is slegter as 'n hond. Jy kyk eers na jou eie huis
En dan kyk jy buite. Okay. Spreuke 13:22. 'n Goeie mens laat sy kinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggeberg. So die regverdige, die goeie mense, sal God so seën, dat daar genoeg is, nie net vir hulle kinders nie, maar ook vir die kleinkinders. Tot hulle kleinkinders sal geseën wees en sal erf. Maar die vermoë, dit wat die sondaar bymekaar gemaak word, gaan na die regverdiges. En dit is profesie, en hierdie goed moet begin inkom. Op die stadium, as ek kyk na die wêreld, die gelowige wêreld, en ek praat nie net ons groepe, jy kan dwars oor kyk, die Christene kry swaar. Bediening stop, want daar is die finansies nie. Uitreike kan nie plaasvind nie, want daar is nie geld nie. Dit moet draai, en die profesie is wild en wakker tans aan die gang, dat is nou seisoen dat dit moet draai. Okay. So ons moet bewus wees van hierdie dinge, want daar gaan 'n shift, 'n skuif in die gees kom, want dit is profesie. Tot nou moet ons Vader vra, hoe bestuur ek wat ek het? Hoe vermeerder ek wat ek het? Hoe gee U vir my wysheid dat ek iets anders kan doen? 'n Kosbare skat, Spreuke 21:20, en olie is in die woning van 'n regverdige. So 'n regverdige sal genoeg hê in sy huis. Olie verwys na 'n groot hoeveelheid. Maar 'n dwaase mens bring alles deur. Bring alles deur. Wanneer 'n mens het, moet jy dit reg bestuur, sodat jy môre ook het. Wanneer jy het, moet jy nie alles weggee nie, want dan het jy môre niks. So mens moet alles in wysheid deur die Gees bestuur. Goed. Wat sê die woord om ook aan ander te gee? Lukas 6:38. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer met julle gemeet word. Nou hier is ons 'n paar gedagtegange wat ek wil deel. En dit gaan oor almal. Dit gaan nie hierso oor saad en tiendes, dit gaan oor almal. Ek moet gee as ek wil kry. Jy moet gee as jy wil ontvang. Dis 'n saai maai beginsel. En dan gaan dit oor die hart waarmee ek gee en die hoeveelheid waarmee ek gee. Wat ek nou sê ek met versigtigheid, maar daar is 'n behoefte. Daar is werklik in die wêreld 'n behoefte vir handouts. My klere wat te klein geword het. My klere wat ewe skielik te groot is. Hoekom moet ek kaste klere hê as daar mense buite is wat 'n behoefte het? Eerste ding. So moenie al jou stikkende sokkies en die onderbroeke met die gate vir mense gee nie, asseblief. Want dan gaan jy 'n bak kry wat stikkend is en alles gaan uitkom. As jy vir mense gee, vat jy die beste wat nie meer pas nie. Jy gee dit. Jy gee nie die goed wat jy wil weggooi. Want dan gaan jy daai erf. Jy gaan dit kry. Jy gaan daarmee geseën word, want dis die maat waarmee jy gee. Kyk, jou hart is baie belangrik. Dis hoekom is amper beter om vir mense nuwe klere te koop en te gee as jou ou stikkende. Maar daar is 'n behoefte buite en self binne in die gemeenskappe van mense tekort het. En daar's niks fout om nou jou hemp wat te klein is te gee nie. Niks nie. Sny net jou vloeke los en gee dit dan vir die persoon. En die persoon wat dit ontvang, sny net al die goede los en ontvang dit dan. Want daar gaan vloeke en goed gepaard met hierdie dinge. Okay. So hou dit in gedagte. Want dit waarmee jy gee, is dit wat jy ontvang. Spreuke 3:9-10. Vereer Jahwe uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word en oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Nou ons is in 'n situasie, meeste van ons, waar ons nie first fruits het nie. Daar is mense wat uit salarisse uit first fruits bepaal en sê dis 'n first fruit. Ek is nie daar nie, dis nie aan my so geopenbaar nie.
Ja, ek fokus tans op die woord wat sê first fruits is wat van die land af. Dis hoe dit vir my ook gemaak is, maar daar is mense wat hom anders werk. Maar ek persoonlik vat hierdie vers en ek sê Vader, U weet al my first fruits gee ek vir U. So nou kan ek na Vader toe gaan en sê, U belofte in die woord is my skure sal vol wees. Ek sal oorvloed hê. Die paarskype sal oorloop van die mors. En dit moet so wees, dit kan nie anders wees nie. Want dan is die woord vals. As die woord nie in jou lewe so funksioneer nie, doen ek iets verkeerd. Jy doen iets verkeerd, want die woord is altyd waar. Dan moet ons vir Vader vra, wat doen ek verkeerd? Wys vir my, want ek wil hê die skure moet vol wees. Nie laat ek baie het nie, dan kan ek meer gee. Want ek weet hoe meer ek gee, hoe meer kom in. Dis soos dit werk in die geestelike reality. En weet julle, ek noem dit nou maar eintlik tongenetjies, so ek gaan nou nie die geloofsoutjies se naam noem nie. Maar weet jy, daar's gelowe daar buite wat hierdie beginsels toepas. Daai ouens is geseën fenomenaal. Maar binne in die liggaam van Jaswa sien die liggaam nie eens om na die ander liggaamsdele. Die kerk sien nie om na die kerk nie. En dis hoekom die kerk al hoe swaarder en swaarder en swaarder gaan. Maar die heiden daar buite pas skrif beginsels toe en hulle word geseën. Julle dis hartseer. Dis hard. Maar die seisoen draai, dinge gaan verander. Ek glo dit, ek spreek dit nie net hier nie, wêreldwyd onder gelowiges. Maleagi 3 vers 8. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my en julle sê waarin het ons die beroof in die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin, sê Jahwe van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën uitstort. Selfde daai met my. Wanneer ek die tiende saai, kan ek vir Vader sê, U woord sê dit. U woord sê dit. As dit nie gebeur nie, wat fout? Saai ek verkeerde plek? Saai ek nie reg nie? Dink ek saai en ek saai nie. In ander woorde, as ek kan dit gebruik en ek gebruik dit in my gebed gebruik dit en ek sê Vader, U woord sê dat ek gee my tiende. U weet ek gee 2 tot 3 met tyd. So ek gee my tiende. So waar is dit? Hoekom is my huis nie vol kos? Maar julle kan gerus deur my huis loop, hy's vol kos. Want Vader is gehoorsaam aan sy woord. OK. Oor geldgierigheid, en hierdie een is 'n waarskuwing vir ons almal. 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Geldgierigheid is wanneer jy gulsig word vir meer. En gewoonlik gaan dit oor jouself. Jy wil iets doen want jy het meer geld nodig en nie altyd vir Vader vra wat wil hy hê. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Want gewoonlik gaan geldgierigheid te paard met ongeregtigheid. As jy hard werk vir baie geld, niks fout. Niks, daar kan niks fout wees nie. Behalwe as jy so hard werk dat jy natuurlik jou vrou en jou kinders so afskeep. Maar ek praat van as jy hard werk en jy doen wat Vader sê in sy woord, ek kan nie fout sien nie. Gewoonlik is hierdie geldgierigheid, ek begin nie glo dat God voorsien nie. Ek wys nie meer liefde nie, want ek verneek mense. Ek doen goed op verkeerde, oneerlike maniere. Ek sien meer sagmoedig as iemand my R10 skuld en hy sê ek kan dit nie nou gee nie, as ek nie sagmoedig ek soek dit nou. Dis is gekoppel aan geldgierigheid. En dis verkeerd. Dis verkeerd. Ons moet bly in geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedig. In daardie gedrag moet ons rykdom vererwe. Hebreërs 13:5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat. Nou hierdie versie, ongelukkig gebruik die bose. En as jy nie 'n brood het om te koop nie, dan kom hy na jou toe en hy sê vir jou, sien, God gee vir jou wat jy nodig het. Moenie hy nie.
Wees tevrede dat jy vanaand nie brood op die tafel het. Die woord sê, jy moet tevrede wees met dit wat God jou gee. Dis nie wat daai vers sê. Glad nie. Glad nie. Want die woord sê ook, die regverdige sal nooit vir brood bedel. Die regverdige sal genoeg hê om te gee. So in daai situasie waar jy genoeg het, moet jy tevrede wees met wat jy het. Moenie nou oneerlik raak om nog goed by te kry. Wees tevrede met dit wat my Vader sê. Jy sien, ons kan daai vers verkeerde kant gebruik, dan as jy sê, nee Vader, is maar okay, as ek nie vandag brood het nie, ek is happy. Jy gaan dan nie brood kry nie, want jy's happy. Ons moet dit in konteks bring. Ek hoop dit maak sin. Goed, oor God wat voorsien, want hy is ons bron, Filippense 4:19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Spreuke 10:22. Die seën van Jahwe, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Daai vers sê vir ons, dis Jahwe wat ons seën. Ek kan werk soos wat ek wil. As Jahwe se seën nie daaroor is nie, gaan ek my uitput en ek gaan nie werklik die blessings sien nie. Want Vader is eintlik die een wat die seën inbring. So ons moenie op onsself roem en sê, ek verwerk dit en ek werk hard en daarom en ek dit. Dis nog steeds Abba wat ons die werk gee, dis Abba wat ons die geleenthede gee, wysheid, insig, helderheid van verstand, sodat ons kan werk. Okay. 2 Korintiërs 9:8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Ek voel die Gees prompt my net om die volgende te deel. Daar was 'n profeet wat uit die stad uitgegaan het en hy het by 'n spruit gaan bly. Wat was sy naam? Elia. En die kraaie het vir hom kos gebring. So as jy sonder brood gaan slaap, is daar fout, want Vader sal die buurman stuur met 'n brood. Of kraaie stuur, of 'n hond sal daar verbykom met 'n iewers 'n brood gekry en hy kom verby dan vat jy die brood. Jy sal kry. Jy sal altyd kry. Die regverdige sal altyd hê. Goed, maar Vader seën ons sodat ons in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot alle goeie werk. Want as ek nie het nie, kan ek nie gee nie. As ek nie vreugde het nie, kan ek nie vreugde gee nie. As ek nie liefde het nie, kan ek nie van liefde straal nie. As ek nie brood het nie, kan ek nie helfte van my brood weggee nie. So Vader gee genoeg sodat ons goeie werke kan doen. Jeremia 17:7. Geseënd is die man wat op Jahwe vertrou en wie se vertroue in Jahwe is. So ons moet op hom vertrou. Vers 8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as die hitte kom nie, maar sy blare bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. So wie is ons? Ons is die boom. En wanneer ons op Jahwe vertrou en ons is in hom, al is daar droogtes, al gaan jy nou deur 'n seisoen waar goed, en ek spreek nie vloek nie, maar goed dalk breek, of goed wegraak, of goed gebeur met jou, hou jy aan om in God te glo, vertrou jy op hom, al is jy in die jaar van droogte, sal jy nog steeds vrug dra, bly vrug dra. Goed. Abba, ons dankie vir u goedheid en guns wat ons volg al die dae van die lewe. Ons dankie vir u woord wat waar is. En ons vra dat u ons sal help om in liefde self ondersoek te doen, sodat ons kan weet waar ons verkeerd is, waar ons verkeerd doen, waar ons buite u wil is, Vader, sodat ons nie tans sekere blessings, seëninge van u ontvang nie. Dankie dat u ons wyse, insig gee en helderheid van verstand om die goeie werke te doen, en wysheid ook, sodat ons kan u koninkryk beerwe, goeie dinge kan doen vir u Vader, en dat u ons kan seën.
wysheid om rykdom te vererf. Ons loof U, ons prys U daarvoor, Vader, mag U geseën en verheerlik word in Yeshua se naam. Amen.